Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein. Heidi, Heidi, komm doch heim, find dein Glück, komm doch wieder zurück. Kleiner as die ander en die jongste was by sy geboorte nie meer as 'n vinger lank nie. Daarom word hy Duimpie genoem. Daarna het hy nou wel nog 'n bietjie gegroei. Maklik in sy oor. Ag, ek het my vinger op die verkeerde sin gehad. Duimpie sit in die perd se oor. Dis nou skelm. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Adelheid! Adelheid! Ah, daar kruip jy weg. Nou waarvoor wag jy dan? Jou les moet begin. Juffrou Rottenmeier, Ja, geagte mevrou. kom saam. Ek wil iets met u in my kamer bespreek. Tog nie nou nie. Die kinders se les moet nou enige oomblik begin. O ja, beslis nou. Ek wil juis tydens die kinders se les iets met u bespreek. Anna, appel, amper, Annemarie, Annemarie, ape, agt, adelaar, allerlei, angs, niks, aandagtig, anker, en nou die P, Bertha, bal, besem, blomkool. Dit het my ouma vir haar geleer. Heidi kan nou lees. Ja, kan. Leens! Dit glo ek nie. Dit glo ek nie. Dit is 'n wonderwerk dat ek dit moet beleef. Sedert my 12de lewensjaar glo ek nie meer aan wonderwerke nie. Dit weerspreek verskeie nuut saamgestelde reëls van die pedagogiese wetenskap. Ek het vernuut studeer. Sê my wie jy wat hom pla. Hy is verbaas dat jy nou skielik kan lees. Hy kan dit net nie glo nie. wil u nie tee hê nie? En wat doen Heidi wanneer Clara haar middagslaapie geniet? Sy bly dan mooi rustig in haar kamer, soos ek haar geleer het, maar sy dink altyd die onmoontlikste stories uit. Ek gee nie so seer om wat sy doen nie, maar sy vertel dit dan daarna vir Clara. Ek sal beslis ook vir myself stories uitdink as iemand my in my kamer opsluit. Dink jy werklik dis nodig? Ja, kom binne. Daar het 'n wonderwerk in hierdie huis gebeur. Die Switserse kind kan lees. Is dit nie wonderlik nie? Sy kan lees. Voor ek dit sal glo, wil ek dit eers met my eie oë sien gebeur. U is reg, mens kan dit skaars glo, maar dis waar. Gister kon sy nie A van B onderskei nie en vandag sit sy eenvoudig daar en kan lees. Adelaar, Annemarie, allerlei, blomkoolkop. Ja, stel u dit voor, sy kan tot 'n moeilike woord soos blomkoolkop lees sonder dat iemand haar hoef te help. Wat sê u? Wonderlik. Ek het dadelik geweet dat sy met die regte boek sou kan leer lees. Die boek moet 'n towerboek wees, mevrou Seseman. Onsin. Ek het dit geweet. Ek kon dit dadelik aan haar sien. Sy is so 'n slim, liewe klein ding. Ek wil haar daarvoor beloon. Meneer kandidaat, u kan nou maar eers 'n bietjie rus. Hierdie Heidi is 'n wonderlike kind.
Jy kan lees, wie bly maak dit my. Dit was baie makliker as wat ek gedink het. Dit is glad nie swaar nie. Adelheid, amper en adelaar. Iemand wat so gou leer lees, verdien mos 'n beloning. 'n Beloning, hoera! Wat 'n beloning? Dis 'n geheim, maar moenie juffrou Rottemeier vertel nie. Wie jy van dit kan wees? Sit asseblief op julle plekke. Meneer kandidaat is nie hier om vakansie te hou nie. Dissipline. Moenie so gou weer weggaan nie. Asseblief, ouma. Heidi wil ook hê ouma moet hier bly. Maar Clara, ek is mos nog hier en ek gaan hier bly. Kom, slaap nou 'n bietjie. Ek maak jou later wakker en dan speel ons weer saam. Ek is nuuskierig oor die verrassing. Dis iets baie lekker. Ja? Hallo ouma. Hallo Heidi, ek is so verveeld. Sal ons nie iets saam speel nie? Wil ouma met my speel? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sker of klip? Sker of klip. Jy het gewen. 1, 2, 3. Nou mag ek ook 'n paar trappies opklim. 1, 2, 3. Jy's net gelukkig. 1, 2, 3. Die klip slyp die sker. Jy's baie beter as wat ek verwag het. Speel jy dit werklik nou vir die eerste maal? 1, 2, 3. Ek het gewen. Ongelukkig het ouma toe verloor. Ons is nog ver van bo af. Dis waar. Maar ouma se moet opskud. Nog net 'n paar trappies. Ek gaan nog wen. 1, 2, 3. 3. Vier. Ek wen weer. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Eintlik het ek ook gewen. Lekker. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ouma kan my nie meer wen nie. Ek is al amper heel bo. Nog net 'n paar trappies. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ek het alweer gewen. Lekker. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Eintlik nog 'n paar trappies vir my. Stilte! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Skers net op hier. Ouma het die keer gewen. 1, 2, 3. Adelheid, hou op! Hoeveel keer moet ek nog sê dat daar in hierdie huis doodse stilte moet wees tydens die rusuur? Kyk na my as ek met jou praat en gaan na jou kamer toe. Geagte mevrou is nie jou kinderoppasser nie, onthou dit nou. Ja, maar ouma het gesê Geagte mevrou, nie ouma nie. Hou tog op om jou te gedra asof jy 'n lid is van hierdie familie. Jy is net 'n vreemdeling. as jy huis toe vaar na my oupa toe, moet jy vir hom sê dat ek geleer lees het, hoor? Ja? Ja, hier is jy. Kom ons speel verder, maar die keer wen ek. Nee. Juffrou Rottenmeier het nou net gesê ek mag nie meer met ouma speel nie. En ek moet geagte mevrou sê. Is dit wat sy sê? Ek sal wel na die tyd met haar daaroor moet praat. Vergeet dit, Heidi. Hoe jy my aanspreek is mos ons twee se saak. Joue en myne. Wil ons nie nou met mekaar speel nie, hè? Kan ouma 'n speletjie dink? Ken jy hierdie sleutel, Heidi? Nee, wat 'n
sleutel is dit? Dis natuurlik 'n towersleutel. Herken jy hom? Ja. So baie boeke. En hier is die towerland. Kom saam, Heidi, dan wys ek jou. Toe ek 'n kind was, het ek dikwels hierheen gekom. Ek het ure lank op hierdie bank gesit en net gedroom. Stel jou voor, ek het my altyd verbeel ek is Sneeuwwitjie. As jy hom opwen, dan begin hy weer van voor af te sing, maar daar's nog baie mooier dinge versteek. Kom kyk net. Maar ek het my verbeel dit was hier gewees. Dit moet hier ergens wees. Ek verstaan dit glad nie. Miskien moet ek maar opry. My berge, my oupa, Swenny en Berlie en nou onderse Peter, selfs klein snoekies daar by hulle. Ek het dit gevind. Waar kon dit ook nou anders wees? Nou lê daar vir jou 'n heerlike verrassing voor Heidi. Heidi. Maar Heidi, wat's verkeerd? O ja, nou verstaan ek. Die skildery daarbo herinner jou aan die berge, nie waar nie, kleintjie? Jy het heimwee. Was jy dan so gelukkig by jou oupa in die berge? Moenie huil nie, my kind. Ek dink ek weet waarmee ek jou kan troos. Ek het dit. Ja, so waar. Daaroor sal die twee meisies hulle beslis verheug. Ek neem hulle uit die stad uit. Hulle sal uiteindelik weer die groen weiveld sien. Die arme Clara was nog nooit buite in die natuur nie. En dit sal Heidi ook miskien 'n bietjie troos. La la. La 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 la. La 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 la. 'n Piknik waar? In die woud? Ja, net as jy lus het. Ek weet presies waarheen. Dis besonder mooi. Ek was vroeër byna elke Sondag daar toe ek 'n jong meisie was en 'n kerel gehad het. Later het hierdie kerel jou oupa geword, Clara. Ons het dikwels ure lank in die veld rondgeloop. En daar's 'n stroompie met silverblink visse. Kom ons gaan nou dadelik asseblief toe. So sonder voorbereidings? Nou kom ons doen dit nou gou. Miskien sien ons skoenlappers daar. Ek sou graag wou saamgaan, maar ek kan tog nie. Ag nee. Jy kan. Ek sal daarvoor sorg. Ons vat die rolstoel saam en vir Sebastian. En as ons Maro, pas ons ook almal in die koets in. Maar Clara, waarom is jy so moedeloos? Waarvoor is jy bang? Dis net 'n middag in die veld en vanaand is ons weer by die huis.
Jy kan tog nie jou hele lewe lank in hierdie donker kamer wil sit nie. Jy moet ook soms buite in die vars lug kom. Dit sal net sleg wees vir my. Dis goed vir jou. Vars lug het nog niemand kwaad gedoen nie. Dis baie ongesonder om net hier binne te sit. Ken jy eekhoorntjies? Glad nie, maar ek wil hulle graag sien. As jy saamkom, sal jy hulle sien. Hulle spring rond in die bome. Goed, ek sal saamkom. Hoera! Ons gaan! En nou dat ons almal saamstem, moet ons mekaar iets beloof. Met gevoude arms. Ja, met gevoude arms. Almal gaan of almal bly. As een hier bly, sal almal bly. Belofte is belofte en word net nie verbreek nie. Ek gaan ook saam. Ons ry almal saam met die stad uit. Hoera, 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 hoera! Ek gaan in my kamer toe om voorbereidings te tref. Ons gaan ry! Ek aanvaar geen verantwoordelikheid nie. Wat u wil doen is domme ligsinnigheid. Juffrou Clara moet rustig tuis in haar reistool bly. En vergeet sy's nie gesond nie. Ag so. Onsin. En maak my senuweeagtig met u gepraat. Hoe sal ek ooit my sambreel vind as u so aanhoudend skreeu? Waarom moet u altyd die swart kant van 'n saak sien, juffrou Rottenmeier? Watter kwaad kan dit doen? Watter kwaad weet ons nie. Clara is baie sensitief. Sy mag haar nie vermoei en 'n koue vat nie. Ek is verantwoordelik vir haar. Ek het goeie nuus vir u, juffrou Rottenmeier. Ek het nou net my handskoene gevind wat ek vanmôre gesoek het. Mag ek u goeie raad gee? Ek weet toevallig van iets wat u baie goed kan gebruik. Net 'n klein tikkie humor. Wat dink u daarvan? Geagte mevrou, ek is geskok. Ek is in hierdie huis aangestel om 'n goeie opvoeding te verskaf en nie om die gek te skeer nie. So 'n bietjie gek skeerdery sal jou glad nie kwaad doen nie. Is ouma klaar? Clara, maar jy lyk te pragtig, my kind. Dink ouma so. Humor. Is die perde gevoer?
Kom, klim uit. Hier is so baie blomme, die hele veld is vol. Wil jy hê ek moet jou wys? Ja, vat my soontoe. Jy moet vashou. Ons sal solank die kos voorberei. Moenie te ver weg gaan nie, wees versigtig. Ons sal. Dit is nou salig. Ek is bly dat ek die twee hiernatoe gebring het. Baie dankie, Heidi. Alles is pragtig. Mooi, wonderlik. Ek wil nooit weer terug aan stad toe nie. Sal ons 'n slaggie daarna toe gaan? Heidi, kyk, wat's dit? Daar. 'n Skilpadbesie. Hy die mooiste kolle. Koolronde rooies. Ja. En daarbo voels. As hulle nog 'n bietjie hoër vlieg, sal hulle in die wolke verdwyn. Clara was nog nooit so gelukkig nie. Sy het soms selfs vergeet dat sy in 'n rolstoel moet sit en dat sy nie kan loop nie. Sy het gewens dat die dag nooit verby moet gaan nie. Vir Clara was elke blom, elke skoenlapper 'n nuwe avontuur. Sy kon net nie genoeg kry van alles nie. Sebastian en Johan het ook die middag geniet. Maar Heidi was die uitbundigste van almal. Sy het rondgehardloop en gespeel asof sy tuis in die berge was. En toe dit teen skemertyd was om huis toe te gaan, was die twee gou vas aan die slaap, agter in die koets. Moeg, maar baie gelukkig. Ongelukkig was die vermoeienis van die dag tog vir Clara 'n bietjie te erg en sy het glad nie lekker gevoel toe hulle by die huis aangekom het nie. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Heidi.